Goeiedag geliefdes, dit is donderdag, dit is deel van die Heilige Week en ons gesels saam oor 'n baie bekende gedeelte en dis die gedeelte hierdie keer werk ons uit Johannes 13 waar Jesus sy disippels se voete was. Dit is daar waar die disippels dan nou moes gereed maak vir die maaltyd, hierdie Paasfees maaltyd wat hulle, hierdie Pasgamaal wat hulle elke keer geëet het. En die gebruik was mos maar altyd dat die slaaf dan die voete was van almal wat daar aankom. En hierdie keer is dit Jesus wat voete was. Heeltemal ongehoord, want Jesus is die rabbi. Hy is eintlik die belangrike persoon, maar dan kom hy en hy was die voete. En dit laat sommer al die ander disippels baie ongemaklik voel, omdat Jesus dan nou hulle voete was. En as Jesus hulle begin vertel oor die voetewassing en dat hy hulle eintlik wil reinig daardeur, want iemand soos Simon Petrus daar in vers 6, Johannes 13:6 vra, Here, gaan U my voete was? En dis wanneer Jesus vir hom antwoord, as ek nie jou was nie, het jy nie deel aan my nie. En dan sê hy, maar nie net my voete nie, maar my hele lyf ook, moet jy asseblief was. En dan vers 10, ook baie mooi, hy sê, en Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy wat in Jesus Christus glo, is heeltemal skoon. Hy hoef nie later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. So Jesus sê, as jy tot geloof in my gekom het, dan is jy klaar gebad, maar jy moet net jou voete moet skoon gemaak word. Dit is asof daai voortdurende vergifnisproses wat ons moet deurgaan. Here, vergewe my vir dit wat ek vandag verkeerd gedoen het. Maar wat kom leer Jesus ons? Hy kom leer ons iets hier van nederigheid. Hy kom leer ons hier iets ook van diensbaarheid. Wanneer hy sê aan die einde by vers 16, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. En hy sê, dit wat ek vir julle gedoen het, moet julle ook gaan doen. Julle moet ook uitgaan en mense se voete gaan was. Julle moet ook mense gaan bedien met die evangelie. As julle mense vergewe, dan sal hulle vergewe word. En Jesus kom leer sy disippels hier 'n baie duur les vir die pad vorentoe. Dat ek kan nie te veel van myself dink nie. Jesus kom bewys sy grootste daad van nederigheid, wanneer hy vanuit die hemelse troon sal kom mens word, maar nie net mens nie, hy word eintlik soos 'n slaaf, hy kon word diensbaar aan die mensdom, en hy kom sterf aan 'n kruishout ter wille van jou en my. Maar wat gebeur? Hy word verhoog weer op die bestemde tyd. Nou sê hierdie woord vir ons, in hierdie week moet ons daaroor nadink is, hoe lyk my lewe? Hoe lyk jou lewe? Is jy in so mate diensbaar, of moet almal jou bedien? Of is jy diensbaar en jy maak 'n verskil in ander mense se lewens? Ek wil vandag weer, soos die gewoonte is hierdie week, aan jou 'n gedig voorhou, ook geskryf deur Neil Jackson, en die titel is Soos 'n slaaf. Soos 'n slaaf. Toe kom die verpersoonliking van God self, die koning van die hemel en die aarde, en hy vat 'n skottel water en 'n handdoek, en hy kniel voor hulle, voor elkeen van hulle, een vir een, kniel soos 'n slaaf, en hy was hulle voete. Hy was die voete van Levi, by wie hulle so lekker geëet het, die voete van Simon, met die dolk in sy bladsak, die ander Simonsin, die een wat altyd vol bravade is, en die vuil voete van sy broer Andreas. Knielend was hy die stof en die sweet van Filippus se voete af, en van die voete van al twee Jakobusse. Hy was die jongste Johannes se voete, en die een vir wie hy so 'n sagte plek het. Hy was Bartolomeus se bruin voete, en Lebbeus sin, die van Thomas, wat nie sommer net glo nie, en wetend
wat wag, kniel hy soos 'n slaaf en hy was die voete waarmee Judas sou stap om hom te verraai. Toe hy klaar is, gooi hy die vuil water uit, sit die handdoek en die skottel weg, kyk hulle in die oë en sê, dis wat julle moet doen. Dis wat ek en jy ook moet doen, om uit te gaan, diensbaar te wees, want die grootste daad van diensbaarheid is reeds aan my en jou bewys. En dit is die daad van Jesus Christus aan die kruis, sodat ons lewens kan terugkry. En ons lewens word daardeur verander. Nou kom ons gaan uit, en ons gaan deel dit met ander mense ook. En hierdie week mag jy iets daarvan ervaar, van jou diensbaarheid, van jou nederigheid, wanneer jy uitgaan om 'n verskil te gaan maak. Môre is 'n goeie Vrydag, môre is 'n baie besonderse dag en waar jy ook al gaan aanbid, mag dit vir jou baie kosbare dag wees, die dag van die kruis.